En elke knie sal buig, elke mond getuig, dat U die Here Baie welkom by Vita Day Bybelstudies. Ons is in die Evangelie van Johannes en ons is besig met Johannes hoofstuk 7. In die vorige video, maar dis wat ek eintlik hou van hierdie Bybelstudies, want ja, mens lees die teks en jy kan praat oor die waarheid en die woord en dit ondersoek en dink aan die toepassing daarvan. Nee, want dit is nie net die teorie van die waarheid nie, dit is die praktyk van die waarheid. Die toepassing van die waarheid. En dit is so wonderlik. So, weet jy wat gaan ek doen? Ek gaan vers 18 weer lees. So verlede video se versie gaan weer lees. Sê hy wat uit homself spreek, 7 vers 18. Soek sy eie eer, maar hy wat die eer soek van die een wat hom gestuur het. Hy is waaragtig en daar is geen ongeregtigheid in hom nie. Daar is geen ongeregtigheid in hom nie. Wat is ongeregtigheid? Nou, as ek nou vers 18 vat, wat is ongeregtigheid? Kom ons kyk gou, wat sê die nuwe vertaling? Die nuwe vertaling sê, wie uit sy eie praat, soek sy eie eer, maar hy wat die eer soek van die een wat hom gestuur het, is geloofwaardig en daar is niks oneerliks in hom nie. Wat is oneerlik? Nou, ek hou meer van die woord ongeregtigheid, want dis baie meer as net oneerlik. Wat is oneerlik? Oneerlik is, jy praat uit jouself en sê God sê, dis oneerlik. God het nie gesê nie, dis oneerlik. Laat my dink aan mense wat, ons het mos nou net, die fiaskoekie van die eindtye en die wegraping en die dit en die dat. Luister, God het nie gesê nie, hy wat uit homself spreek, soek sy eie eer. En is oneerlik. Wat is ongeregtigheid? Ongeregtigheid is om goed te doen uit jouself uit. Jy doen dit uit jou eie uit. Jy staan onder die gesag van God. God is die gesag, hy is die bepalende faktor, maar jy besluit nie, jy is die bepalende faktor. Jy doen dit uit jou eie uit. Dis wat ongeregtigheid is. Jo, dis 'n mooi verduideliking. Vers 19. Jesus praat met die Jode en sê, het Moses julle nie die wet gegee? Nou, hierdie is in Jerusalem, tydens die fees by die tempel. Hy krap aan die tier se snoorbaarde. Jesus is glad nie bang vir dit. Glad nie bang nie. Het Moses julle nie die wet gegee nie? Nou tot vandag toe is hierdie argument baie kragtig. Het Moses julle nie die wet gegee nie en niemand van julle hou die wet nie. Laat my dink, nou ek gaan die storie nou, dis nou 'n tipiese oorvertel storie, so hy gaan nou nie presies so wees soos die oorspronklike weergawe van hierdie storie nie, maar jy sal die idee kry. David Pawson, hy is al oorlede, maar hy vertel 'n storie. Hy vertel, hy sit op 'n vliegtuig van Londen na Tel Aviv. En op die vliegtuig is Jode. Israeliete, mense uit Israel. En hy is die enigste nie-Jood, sover hy kan vasstel daar, so hy is die enigste nie-Jood op hierdie bepaalde vlug. Maar die vlug is verskriklik vol, so hy sit eintlik op 'n sitplek wat, as ek nou reg verstaan, wat eintlik bedoel is vir die lugwaardin. So dis 'n sitplek wat nie saam met al die sitplekke vorentoe kyk nie, maar hy sit dus voor, maar hy kyk terug. Iets in daai lyn. En hy sit en hier reg voor hom is 'n groep manne, ortodokse Jode. En soos wat die vlug nou gaan, op 'n stadium begin die gesprek tussen hulle na hom wat 'n heiden is, volgens die Jode, en hulle wat dan nou Jode is, en so aan. En
En die feit dat hy Christen is en julle dink mos, julle hoef nie die wet te doen nie, is die ding wat hulle toe na hom toe gooi. Julle glo mos, julle hoef nie die wet te doen nie, julle is nie meer onder die wet nie, sê hulle. En hy sê, hoekom is dit belangrik om onder die wet te wees? Ja, sê hulle, dit is baie, baie belangrik. Hy sê, onderhou julle die wet? Ja, hulle onderhou die. Hy sê, alles. En hulle sê, hulle probeer hulle beste, maar hulle kan, hy sê wel, julle weet mos baie goed, dat as jy in een opsig struikel, jy in die hele wet skuldig is. Daar is die gesprek. So jy voel nou jouself vreeslik heilig, want jy doen nou 9 van die wet, en jy onderhou, of, dis nie net die 10 van Moses nie, maar dis nou alles, die reinigingswette, seremoniële wette, heerlike boedel. So julle doen nou die meeste, en voel julle self vreeslik heilig, en praat af op al die ander sogenaamde heidene, en oningeligte Christene, en so aan, want julle is nou, maar julle self hou nie die wet nie. Jy hoef net een te breek, net een, dan is jy aan almal skuldig. Daar is nie een ou wat die wet kan hou nie. Jesus sê vir hulle, so julle is nou, julle is nou vreeslik, jy weet, selfgeregverdig en selfbelangrik en heilig en so in julle eie oë, maar die wet van Moses waarop julle beroem, onderhou julle self nie, in Jerusalem by die tempel. Nie eers julle, die naaste aan die tempel. Wat nou nog van die rest van Galilea, daai mense ver. Jy weet, julle is hier teen aan die tempel, julle is besig met julle godsdienst, die julle liewe dag, julle trek spesiale klere aan, julle het spesiale gebruike en goeders en juweliersware wat julle aantrek, nie eers julle kan die wet onderhou nie. Dit is 'n belangrike ding om te sien. So hou op om vir julle so beter weterig te hou en as weet so hoog heilig, want dit is julle nie. Julle beroem julle en beroep julle op die wet van Moses wat julle self nie onderhou nie. Wow. Ok, wat wil jy nou sê daarna? Wat se snaakse kamerjool gaan jy nou uitoefen? Het Moses julle nie die wet gegee nie, niemand van julle hou die wet nie. Waarom wil julle my om die lewe bring? So julle sê, volgens die wet van Moses moet ek doodgemaak word, want ek stel my gelyk met God. Maar julle wat my wil doodmaak, hou ook nie die wet nie. Julle sê ek breek die wet. Dit is godslasterlik en so wat ek sê. Maar julle is net sulke rebelle teen God. Nou wil julle my teregstel vir 'n misdaad waaraan julle self skuldig is. Nou jaggie. Onthou jy, dit gaan nou nog kom, 'n hoofstukkie later, maar onthou jy die vrou wat in egbreek betrap is? Nee? Daar's 'n paar rowwe gruwelooslike mistastings in daai gedeelte, onder andere die man wat ook oorspel gepleeg het, is glad nie eens op die toneel nie. Die vrou het hulle net so gevat, uit die bed in die kamer, net so, vat dan net so. So die verleentheid is geweldig, en hulle vra vir Jesus, die wet sê ons moet haar doodmaak, wat sê jy? In 'n poging om te kyk, en hy skryf in die sand, die een wat die eerste, wat geen sonde het nie, gooi die eerste klip, en almal gooi hulle klippe neer en gaan. Presies dieselfde scenario, het gaan hom bietjie later weer herhaal. Die skare antwoord en sê, jy is van die duiwel besete, wie wil jy om die lewe bring? Wat gaan met jou aan? Jy is simpel. Maar nou, Jesus weet presies wat in hulle harte aangaan. Die konkelary is lank reeds aan die gang, hy weet presies daarvan. Die feit dat die skare so vermetel teen Jesus optree is nog weer eens 'n bewys dat hulle nie weet wie dit is nie. Hulle weet nie dat dit God in die vlees is nie. Hulle het nie 'n idee dat dit Jahwe is, wat hulle sê, hulle so bang voor is, en hy so, hulle respekteer hom verskriklik, en hulle sê nie eers sy naam nie, hulle weet nie dis hy nie.
Hier staan hy. So die vermetele uitlatings wat hulle teenoor Jesus maak is die beste bewys dat hulle nie 'n idee wie dit is nie. Want wanneer jy weet wie dit is, is daar nie 'n manier wat jy so vermetel en arrogant sal wees, jy slaan die vloer soos 'n dooie. As jy weet in wie se teenwoordigheid staan jy, as jy wil sien, gaan kyk na Abraham in Genesis 18, toe God, Jahwe, Jesus, voor hom staan, toe nog nie die naam Jesus gehad nie, die seun, die beeld van die onsigbare God, buig hy laag na die aarde toe. Vers 21. Jesus antwoord en sê vir hulle, een werk het ek gedoen en julle verwonder julle almal. Ek het een ding gedoen. Wat? Hy het die brood vermeerder, kom nou nog daar uit. Ek het brood vermeerder en ek doen dit en julle gaan, woe, dis massive. Julle weet nog niks. Julle weet nog niks. Julle weet absoluut niks. Maar maak uitsprake asof julle alles weet. Vers 22. Daarom het Moses julle die besnydenis gegee. Nie dat dit van Moses is nie, maar van die vaders, en op die Sabbat besny julle 'n mens. As 'n mens die besnydenis op die Sabbat ontvang, sodat die wet van Moses nie verbreek mag word nie, is julle kwaad vir my omdat ek 'n mens op die Sabbat heeltemal gesond maak. Skus, Jesus verwys waarskynlik nou hier na is die bad van Bethesda, die man wat hy daar genees het. Kan dit wees? Ja, dis waarskynlik dit, ja. Ja, dis dit. Dis nie die vermeerdering van die brode nie, dis weet hy genees hierdie man op 'n Sabbat en toe net daar so mislid. Sabbat is heiliger as God. Die Sabbat is heiliger as God. Dis eintlik wat hulle sê. En jy hoef nie God te eer nie, solank jy net die Sabbat eer. En ek het so 'n klein gedagtetjie in my, hoor gou hierso. Binne die Afrikaanse kultuur het ons soortgelyke sentimente. Jy hoef nie God te eer nie, jy moet net 'n gelofte dag hou. Jy hoef nie onderdanig te wees aan God en doen wat hy sê in jou alledaagse lewe nie. Nee, jy hoef nie, solank jy net gelofte dag hou, want dan is die seën van die Here kwansuis op die Afrikaner volk. Elke nasie doen dit. Ek genees 'n mens op die Sabbat en julle is kwaad vir my. Moses laat kindertjies besny op die Sabbat, sodat hulle nie die wet moet oortree nie. Julle is dis okay daarmee. Ek genees 'n mens wat 38 jaar lank siek is en julle het 'n probleem daarmee. Dis die werk van God, die bediening van God in die lewe van 'n mens. So Jesus sê, moenie oordeel volgens wat julle sien nie, maar oordeel 'n regverdige oordeel. Julle verstaan min en maak uitsprake asof julle alles verstaan. Julle sien byna niks nie en maak uitsprake asof julle alles sien. Julle verstaan nie wat God sê nie, julle sê nie wat God sê nie, julle doen nie wat God sê nie, julle is nie onderdanig aan hom nie, maar maak uitsprake in sy naam. Moenie oordeel volgens wat julle sien nie, oordeel 'n regverdige oordeel. Moenie reageer op die impulse wat na jou kant toe kom nie. Reageer op 'n waaragtige manier, onder die gesag van God en onder die waarheid van God. En dit is baie duidelik dat die Jode met wie Jesus praat, is oneerlik, hulle praat nie uit God se gesag nie, nie net dit nie, maar hulle lê laste op mense wat hulle self nie kan dra nie. Hulle verwag van almal om te doen die wette onderhou, terwyl hulle dit self nie onderhou nie. Dit is net in alle opsigte oneerlik, boos en onrein. En Jesus openbaar dit. Blaas die vletjie. Sien 'n regverdige oordeel.
In enige situasie, nie net vir hierdie Jode in Johannes 7 nie, maar vir my, jou en ons bepaalde lewe, rakende jou skoonouers, jou ouers, jou kinders, nee, jou kollegas by die werk, jou werknemers, jou werkgewers, jou bure, die politiek, wat ook al in ons lewens is, 'n regverdige oordeel is om te hoor wat God van elkeen van daardie situasies sê en dit te herhaal. Dis 'n regverdige oordeel. Dit wat jy uit jou eie doen, is onregverdig, onrein, oneerlik, ongeregtig. Daarop sê sommige van die inwoners van Jerusalem, is dit nie hy wat hulle soek om dood te maak nie? Ja, ons het net volgesê. Jy is wat die duiwel besê, maar niemand wil jou doodmaak nie. Hier is ander mense wat sê, ja, is dit nie die ou wat hulle soek om dood te maak nie? Ja, ouens. Ja, en jy weet, ek en jy, jy moet jou eie hart in die lig hiervan ook sien, jy moet dit doen. Ons is toch so gretig om uitsprake te maak. Ek kyk nou op sosiale media ook, dalk is dit nog jy, die YouTube kommentare, Facebook artikels en jy weet so, die likes en die dislikes en die comments en die like, subscribe en comment en weet jy, jong, die mense is toch net so stout daarvoor om 'n kommentaartjie te gee. Nee, ons is mal daaroor. Ja. Jy sê nou jou sê, gee jou opinie, want jy is toch net so ingelig en belees, en ek bedoel nou nie jy nie, ek bedoel nou die mens, ek ingesluit. Dit is toch so van, hoe sterk jy gaat net so, ek wil toch nou net ook ietsie sê, jy weet, en ook net jou twee sê, ons doen dit allemaal. En dan, meeste van die kere, die grootste klomp sotheid, wat 'n mens kwytraak, want, jy staan nie onder die gesag van God en sê wat hy sê nie. Ja. Vers 26, en kyk, hy spreek openlik en hulle sê vir hom niks nie. Sê hierdie mense nog, is dit nie die ou wat hulle wil doodmaak nie? Kyk hier, hier staan hy openbloot in die publiek en praat en niemand vat aan hom nie. My wêreld, wat gaan hier aan? Want hulle weet van die spanning, en die broeiende spanning ten opsigte van Jesus. Sou die owerstes dan waarlik weet dat hy werklik die Christus is? Wat 'n vraag om te vra. Hoekom raak hulle nie aan hom nie? Hulle wat beplan om hom dood te maak. Luister, nie hulle wat beplan om hom op die neus te slaan nie, of hulle wat beplan om aksie teen hom te loods in die koerante nie, hulle wat beplan om hom dood te maak. Hoekom raak hulle nie aan hom? Hoekom vat hulle nie aan hom? Hoekom maak hulle hom nie dood nie? Is dit dalk miskien omdat hulle weet dat hy die Christus is? Vers 27. Dit gaan vir my 'n goeie vraag. He. Is dit miskien omdat hulle weet dat hy die Christus is? Die antwoord op die vraag is nee. Nee, hulle ontken hom totaal en al as die Christus. Die enigste rede hoekom hulle aan Jesus nie vat nie, is vir eie gewin. Dit pas hulle nie nou nie, en dit gaan dalk teen hulle draai, so hulle wil nie dit doen nie. Het gaan net oor hulle, het gaan nie oor Jesus nie, het gaan net oor hulle. Jy doen, wat ook al jy doen, solank dit jou pas, solank dit jou bevorder. En hierdie man, ons weet van waar hy is, maar die Christus, wanneer hy kom, weet niemand van waar hy is nie. Ja, die mense is nou baie slim. So hulle, so, ja, ons weet, hy kom nou, maar die profetiese in die Bybel, niemand weet waar kom hy vandaan nie, maar ons weet waar kom hy vandaan, so daarom kan hy nie die Christus wees nie. En so, dan weet hulle weet van Jesus ab, nul, niks nie. Maar hulle dink, hulle weet alles, en hulle is vreeslik slim, en hier is eintlik briljant, hè? Jy sou sê, dit is vanoggend geskrywe in ons leeftyd. Jesus roep toe uit, terwyl hy in die tempel leer en sê, julle ken my en julle weet ook van waar ek is, tog het ek nie uit myself gekom nie. Maar hy wat my gestuur het is waaragtig vir wie julle nie ken nie. Nou, ek gaan hier stop, want ek wil graag daar aangaan, ek wil hier sê. So Jesus sê vir hulle, julle is nou, julle maak nou 'n vreeslike maaltyd daarvan, om nou te sê, julle dra die belange van God op die hart. Daarom sê julle, trek julle so te velde teen my.
want julle beskerm die wet en julle ag God. Jesus sê nee, julle nommer 1 beskerm julle nie die wet nie, julle onderhou dit nie self nie. Nommer 2 ag julle nie God nie, want as julle sou, het julle die wet nagekom, het julle alles in julle vermoë gedoen om julle harte te buig onder die gesag van God, maar sedert Jakob tot vandag toe buig julle nog steeds nie julle harte onder God nie. Nog nooit nie. En Israel se hele geskiedenis is 'n pragtige voorbeeld daarvan. Buig nie julle harte vir God nie. So dis die ene. Die ander ding is, julle ken nie God nie. Julle sê julle doen, maar julle doen nie, want as julle God geken het, dan het julle na my toe gekom. Want ek het van God gestuur. En die feit dat julle my nie aanvaar nie, die feit dat julle my verwerp, die feit dat julle so arrogant teenoor my is en uitsprake maak waarvan julle absoluut niks weet nie, is 'n absolute bewys dat julle nie by God is nie, want as julle was, het julle my woorde aanvaar. As julle was, het julle my omhels. As julle was, het julle julle lewens voor my neergelê. Dis nie net waar van die Jode in Johannes 7 nie, dis ook waar van my en jou. Vandag nog. Elke knie sal buig.